hom wat dors het kom, en hy sal vind, hy is my kind, en ek is 'n God vir hom. Genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus ons Verlosser en van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, vriende, voordat ons uit die woord van God lees en luister na die prediking, ons eers stil word in gebed. Terwyl ons so bly sit, bid ons saam en dan direk daarna sonder aankondiging, terwyl jy steeds bly sit, antwoord ons die sing van lied 308 vers 1, 2 en 3. Kom ons bid saam. Vader, ons almagtige, Jesus Christus, ons Verlosser, Heilige Gees, ons Vertrooster. Vanoggend dank en loof ons U, want U geskenke, U guns is groot. Vandag sien ons die klein kindertjies weer as waar hulle geloof bely, waar hulle hier voor in die kerk kom staan as voorbeeld, as bewys van hoe U weer die guns opnuut aan generasie na generasie skenk. Dat Here, U gee hierdie kinders aan ons as kerkgemeenskap, U gee hulle aan ons as ouers. Mag ons ook besef, Here, dat die voorbeeld wat ons aan hulle stel, hulle wandel in hierdie lewe gaan bepaal. Uiteindelik word hulle verteenwoordigers van ons, is hulle verteenwoordigers van Christus. Mag ons weergaans hierdie verantwoordelikheid met alle erns beheer. Mag ons, grote God, met die werking van die Gees, ons taak as ouer, ons taak as geloofsbroeder en suster,
ons dankie ook vir die adventstyd wat aangebreek het. 4 weke van nou, 4 en herdenk ons die geboorte van Christus. Die groot stuk afwagting. Kyk ons na die krib. Sien ons die ster, hoor ons die liedere van die engele. En die wete dat hoop, vrede, vreugde en liefde geskenk aan ons is wat U gee. Here, ons het vandag 'n kers aangesteek vir mense wat alleen is, mense wat verlang. Ons het 'n kers aangesteek vir die wat siek is. Ons het 'n kers aangesteek vir ons land wat weer gebuk gaan onder siekte. Mag U uitkoms bring. Mag U redding gee. Mag U wysheid skenk. Mag ons grote God onder moeilike omstandighede steeds die hoop behou. Here, waar ons ook vandag uit die woord lees, mag ons hart en ons verstand stil. Mag ons waarlik hoor en luister wat U vir ons wil sê. Dit bid ons in Christus se naam alleen. Amen. Gemeente, vriende, broers en susters, maar ook ons kinders. Ons vergeet soms dat Christus deel was van 'n gesin. Soos ek en jy, het hy 'n ma gehad. Soos ek en jy, het hy broers en susters gehad. Hy het seker neefs en niggies gehad, 'n uitgebreide gesin. Ons vergeet egter soms dat daar ook 'n pa-figuur in Christus se lewe teenwoordig was. Ons kan amper sê dat Christus 'n aanneempa het. Nou ek wonder of een van die kinders vir ons kan sê wat 'n aanneempa is. Weet jy wat 'n aanneempa is? Reg. Ek is oortuig een van julle moet weet wat 'n aanneempa is. Ek sal julle help. 'n Aanneempa is natuurlik iemand wat 'n ander persoon se kind aanneem en versorg. En dit is presies wat Christus gekry het. Christus het 'n aanneempa, 'n stiefpa gekry in Josef. Vir vandag se prediking gaan ons fokus op Josef. 'n Persoon waarvan die Bybel eintlik niks sê nie. Ons weet feitelik niks van hom nie. Maar tog, in die teksgedeeltes wat ons saam lees, is daar 'n paar pragtige afleidings wat ons kan maak. En ons sal sien dat Josef se hele lewe, sy hele verhouding met die Here geschoei is op sy vertroue in die Here. Hierdie vertroue in God bepaal sy handel en sy wandel. Hierdie vertroue in God maak dit vir hom moontlik om 'n vader te wees vir Christus. Onthou, Josef het so groot impak op Jesus se lewe gehad, dat hy uiteindelik ook die verlosser kon word wat hierdie wêreld nodig gehad het. Vandag kyk ek na hierdie pa. Ek dink dit is 'n uitnodiging aan elke oupa, elke pa wat vanoggend hier sit, om na die voorbeeld van Josef te kyk. Maar ek nooi ook die kinders uit. Kyk 'n bietjie na Josef en hoe hy opgetree het. Sien sy vertrou, sien sy geloof en loop in sy voetspore. Nou vriende,
Lees mens die Nuwe Testament, is daar slegs 4 teksgedeeltes wat verwys na Josef. Dit is eintlik hartseer. Ek sal graag meer wou weet, meer wou leer van hierdie pragtige figuur in die Bybel. Maar tog, soos ek gesê het, kan mens tog baie sê aan die hand van hierdie 4 teksgedeeltes. Ek gaan elkeen van hierdie teksgedeeltes lees, 'n bietjie daaroor praat, 'n klein boodskap vir ons uitlig, en aan die einde van die prediking gaan ek die oorkoepelende tema van hierdie 4 tekste vir ons uitwys en ook van toepassing maak op elkeen van ons se lewens. Nou die eerste teksgedeelte wat ons van Josef lees is Matteus 1 vers 18 tot 25. Hier volg nou die geskiedenis van die geboorte van Jesus Christus. Toe sy moeder Maria nog aan Josef verloof was, het dit geblyk dat sy swanger is sonder dat hulle gemeenskap gehad het. Die swangerskap het van die Heilige Gees gekom. Haar verloofde, Josef, wat aan die wet van Moses getrou was, maar haar tog nie in die openbaar tot skande wou maak nie, het hom voorgeneem om die verloving stilweg te verbreek. Terwyl hy dit in gedagte gehad het, het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê: Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om met Maria te trou nie, want wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. Sy sal 'n seun in die wêreld bring en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Dit het alles gebeur sodat die woord van die Here deur sy profeet gesê het, vervul sou word. Die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en hulle sal hom Immanuel noem. Die naam beteken God by ons. Toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gemaak soos die engel van die Here hom beveel het en met haar getrou. Hy het egter nie met haar omgang gehad voordat sy haar seun in die wêreld gebring het nie. En Josef het hom Jesus genoem. Vriende, ek dink dit is sekerlik die grootste skok wat 'n jong man kon tref met die hoor van die nuus. Jy is getrou of verloof aan die vrou van jou drome. En dan hoor jy, sy is swanger. En voor jou siel weet jy dat jy nie die pa is nie. Nou in daai tyd, die tyd van die Bybel, was daar natuurlik streng wetgewing wat so 'n situasie sou reguleer. Hierdie vrou, Maria se lewe was in gevaar. Indien sy nie om die lewe gebring is as gevolg van hierdie swangerskap nie, sou sy in elk geval alles verloor het, haar reputasie en haar status. Voordat die engel selfs nog aan Josef verskyn, beraam hy 'n plan. Omdat hy lief is vir haar, omdat hy haar die skande, miskien die dood wil spaar, verneem hy om hierdie verloving stilweg te verbreek. Hierin reeds sien ons iets van Josef se karakter, sy geaardheid. Hy is sagmoedig, hy wil beskerm, hy wil oppas. Selfs wanneer dinge skeefloop, dinge nie loop volgens sy plan nie, probeer hy die beste van hierdie situasie te maak. Maar dan, vriende, soos julle sien in die teksgedeelte, verskyn die engel van die Here aan Josef met hierdie kragtige boodskap. Josef, moenie hierdie verloving verbreek nie. Hierdie kind wat in Maria verwek is, dit is 'n wonderwerk, dit is bo ons verstand, dit is 'n geskenk van die Here. En hierdie kind sal die verlosser wees van die ganse mensdom. Net hier en dan verander Josef van plan. Hy word dan 'n pa vir die seun, 'n vader, wat hom begelei, wat hom ondersteun, wat hom groot maak in die geloof, sodat Christus uiteindelik die verlosser kan wees vir die wêreld en die mensdom. Ons kan baie nog oor hierdie teksgedeelte sê. Ek wil egter een puntjie vir ons uitwys. Josef het sekerlik 'n plan vir sy lewe gehad. Hy sou met Maria trou, hulle sou seuns en dogters ontvang, en hy sou sy ambag as timmerman
aan hierdie seuns oordra. Maar in hierdie gebeure het hierdie plan wat Josef gehad in 'n oogwink verander. Maar ons sien so mooi, hy hou nie vas aan sy plan nie. Hy is bereid om God se plan vir hom, Maria en Christus, sy eie plan te maak. Hy is bereid om te luister na die wil van God. Hoe baie keer het ons nie ook 'n plan vir ons lewe nie, 'n strategie. En come hell or high, soos die Engelse sê, ons sal hierdie plan, hierdie droom vir ons lewe uitvoer. Baie selde luister ons na God en luister ons na God se plan, sy wil vir ons lewe. Nog minder is ons bereid om ons lewe aan te pas en in te val by God se droom vir ons. Ons sien hier in Josef se lewe, in die eerste geval, sy bereidwilligheid om te luister. Sy bereidwilligheid om in te val by God se plan. Mag ons ook luister en net soos hy inval by God se plan vir ons lewe. Die tweede teksgedeelte, vriende, wat ons lees, is 'n bietjie verder in die Matteus Evangelie. Matteus 2 het 'n paar versies, vers 13 tot 15 en 19 tot 25. Nadat hulle vertrek het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef verskyn en gesê: "Staan op, neem die kindjie en sy moeder en vlug na Egipte toe. Bly daar totdat ek jou sê om terug te kom, want Herodes is van plan om die kindjie te soek en hom dood te maak." Josef het toe opgestaan en in die nag die kindjie en sy moeder geneem en na Egipte toe vertrek en daar gebly tot die dood van Herodes. So is vervul wat die Here deur 'n profeet gesê het: "Uit Egipte het ek my seun geroep." Dan lees ons ook van vers 19. Na die dood van Herodes verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef in Egipte en sê: "Staan op, neem die kindjie en sy moeder en gaan terug na die land van Israel toe, want die mens wat die kindjie se lewe gesoek het, is dood." Josef het toe opgestaan, die kindjie en sy moeder geneem na die land van Israel toe teruggegaan. Toe hy egter verneem dat Archelaus die plek van sy vader Herodes oor Judea regeer, was Josef bang om daarheen te gaan. Nadat God hom in 'n droom 'n aanwysing gegee het, is hy na die landstreek Galilea toe. Daar aangekom, hy gaan woon in die dorp met die naam Nasaret. So is vervul wat deur die profeet gesê is: "Hy sal 'n Nasareëner genoem word." Weereens, vriende, sal ek by saamstem. Daar is so baie om te sê oor hierdie pragtige teksgedeeltes. Maar ek wil slegs weer eens een punt vir ons uitwys. In Afrikaans is daar die uitspraak, die sêding: uitstel is afstel. Nou ek wonder, ek gaan nou na die kindertjies kyk wat hy saam geskryf het. Uitstel is afstel. Het julle dit ervaar van jou? Jy moes gebeur het vir 'n toets, toe stel jy uit. En toe kry jy nie alles klaar nie. Nee. Nou ek as student het dit baie beleef. Uitstel is afstel. Ek stel uit, ewe skielik moet ek leer, volgende oggend 4 die oggend opstaan, en dan kry ek nie alles klaar nie. Nou ons elkeen beleef hierdie slagspreuk ons eie lewens. Uitstel is baie keer afstel. En ongelukkig werk dit in ons geloofslewens ook so. Die Here kommunikeer elke dag met ons. Deur sy woord, deur sy gees, deur mense. Mense word op ons pad gestuur, geleenthede om die evangelie te verkondig, geleenthede om diensbaar te wees. Ons hoor die Here se stem, maar ons wag totdat die gevoel verbygaan. Ons stel uit, en voordat ons weer sien, is die geleentheid daarmee heen. Nie Josef nie. Josef stel nie uit nie. Hy gaan onmiddellik oor in aksie. Hy hoor hierdie droom, hy beleef God wat in sy lewe besig is, en onmiddellik tree hy op. 2 keer verskyn die Here se engel aan hom in 'n droom. Eers moet hy Egipte toe gaan. Onmiddellik staan hy op, hy vat vir Maria, hy vat vir Christus, en hy gaan Egipte toe.
Ook daar in Egipte is daar 'n droom. Onmiddellik staan hy op en hy keer terug na Israel toe. Vriende, elke keer wanneer Josef so oorgaan in aksie, sien ons die groot geloof in sy hart. Sien ons hoe hy vertrou op die Here. Hy neem 'n sprong, 'n geloofsprong, en hy weet nie waar hy gaan land nie, maar tog hou hy vas aan God. Ek dink dit is ook 'n kragtige boodskap vir jou en my. Baie keer sien ons onbekende toekoms. Ons weet nie hoe om op te tree nie. Ons is huiwerig om oor te gaan in dade. Maar dan moet ons weer in die geloof kyk na Christus en vertrou op God. En hierdie geleentheid aangryp om die evangelie te verkondig. Die laaste teksgedeelte wat ons lees, vriende, is eintlik 'n pragtige teksgedeelte. Dit is die enigste teksgedeelte wat verwys na Christus as kind. Onthou, al die evangelies vertel ons van Christus as jong babatjie, maar dan ook van Christus as volwasse man. Slegs Lukas 2 praat van Christus as seun. Kom ons hoor wat hierdie jong Jesus aanvang. Jesus se ouers het elke jaar vir die Paasfees Jerusalem toe gegaan. Toe hy 12 jaar oud was, het hulle weer soos gebruiklik daarheen gegaan vir die fees. En toe die feesdae verby was, het sy ouers die terugreis begin. Maar die kind Jesus het in Jerusalem gebly, sonder dat hulle dit geweet het. Omdat hulle gedink het, hy is by die reisgeselskap, het hulle daglang gereis, voordat hulle hom onder die familie en bekendes begin soek het. Toe hulle hom nie kry nie, het hulle omgedraai na Jerusalem toe op soek na hom. Na 3 dae het hulle hom by die tempel gekry, waar hy tussen die geleerdes sit en hulle luister en hulle uitvra. Almal wat hom gehoor het, was verbaas oor sy insig en sy antwoorde. Toe sy ouers hom sien, was hulle verslae en sy moeder sê vir hom, kind, waarom het jy so met ons gemaak? Kyk, jou vader en ek het met angs na jou gesoek. Maar hy antwoordde, waarom het u na my gesoek? Het u nie geweet dat ek in die huis van my vader moet wees nie? Ons lees net tot sover, vriende, gelukkig die wat die woord van die Here hoor en daarvolgens lewe. Vir 4 dae, mens besef dit nie, toe ek dit vir die eerste keer weer lees, toe besef ek, Christus was vir 4 dae weg. Nou hulle het vir 4 dae van Jerusalem teruggereis, of vir 1 dag, toe besef hulle dat Christus weg is. Toe gaan hulle terug na die fees wat 'n mens moet beleef, is seker, mens kan dit nie beskryf. Nou ek wil vra vir die kinders, dalk as julle bereid, was een van julle miskien al weg gewees? Nee. Nou is 'n klein storieetjie. In die ou dae, toe Menden in Pretoria net gebou is, het ek en my broer en my ma, dit is nou ander tye gewees, Menden toe gegaan. En daar was 'n fontein gewees. My broertjie was oor daai fontein gaande gewees. En weer kyk, toe's Dawid weg. Daar sit Dawid en speel in die fontein. Nou elkeen van ons as ouers het sekerlik op iets soos dit beleef of weg sou raak. En in hierdie teksgedeelte sien ons die menslikheid van Maria en Josef. Met angs, met vrees, soek hulle na hierdie kind. Want dit is hulle eie kind, maar hulle weet ook dat hy Christus is. So daar's 'n verdere drang om Christus te vind. Ons sien ook in hierdie teksgedeelte dat hierdie ouers ongelooflik gelowig is. Daar staan pertinent, soos hulle gebruik, dat elke keer die feesdae bygewoon. Hulle het Israel toe of Jerusalem toe gegaan en daar die Paasfees gevier en herdenk. Maar terselfdertyd in hierdie teksgedeelte sien ons ook dat, maak nie saak hoe groot jou geloof is, maak nie saak hoe groot jou oortuiging is nie. Want Josef en Maria het wonderwerke keer op keer beleef. Gebeur het soms dat jy steeds twyfel. Met alles wat Josef en Maria beleef het, Egipte toe en terug, al die wonderwerke, was hulle angstig en bang dat hierdie kind weggeraak het.
Die hoogtepunt van hierdie kort teksgedeeltetjie wat ook weer eens verwys na Josef, is juis hier aan die einde. Maar Christus sê aan hulle, hy was tuis in die huis van die Vader. Amper asof die teksgedeelte vir ons wil sê, dis nie nodig. Dis nie nodig om te twyfel. Dis nie nodig om bang te wees nie. Dis nie nodig om onseker te wees nie. Want Christus is in die huis van die Vader. Net so waar van ons. Baie keer is ons lewens gevul met onsekerheid, met angs en vrees, oor 'n onsekere hede, oor 'n onsekere toekoms. Maar dan wil die teks, dan wil die woord van ons sê, moenie bang wees nie, want jy is tuis in die huis, in die hande van die Vader. Aangrypende teksgedeeltes, vriende, 4 verwysings na Josef. En ek wonder, as 'n mens na die 4 teksgedeeltes in sy geheel kyk, wat die oorkoepelende boodskap is. Ek dink, vriende, dit is eintlik eenvoudig. Ons sien baie duidelik dat die kerneienskap van Josef se geloof sy vertroue in God is. Keer op keer kom God na Josef toe. Keer op keer vra God seker goed van Josef. Keer op keer maak God beloftes aan Josef. Josef hoor dit, hy gaan oor in aksie en hy hou vas aan die Here deur dit alles heen. Dit kan slegs geskied, vriende, omdat hy in sy hele wese vertrou op God. Ek wonder of ons dieselfde wyse sou optree indien ons in Josef se 2 skoene gestaan het. Sou ons onmiddellik oorgegaan in aksie? Sou ons onmiddellik vertrou het? Of sou ons eerder vasgehou in ons eie plannetjies, ons eie gebruik, ons gewoontes en gedoen het wat ek wil? Ek dink, vriende, 9 uit 10 keer is ons geneig om op te tree, nie soos Josef nie, maar eerder soos onsself wil. Ons luister nie, ons hoor nie, ons vertrou nie, ons glo nie. Die wonder seker op hierdie punt, maar wat is Josef se geheim? Hoekom kon hy so vertrou? Hoekom het hy op hierdie wyse geglo? Hoekom het hy telkens hierdie geloofsprong gemaak, sonder dat hy weet waar hy te lande gaan kom? Ek dink daar's 2 antwoorde, 2 geheime tot sy vertroue. In die eerste plek, vriende, is dit eenvoudig, die Heilige Gees. Elke keer wanneer die Here met Josef werk, of dit nou in drome is, of as dit die engel is wat hom verskyn, is die Heilige Gees besig om in die hart en in die verstand met Josef te werk. Hierdie Heilige Gees skenk hom geloof, hierdie Heilige Gees maak dit vir hom moontlik om te vertrou, om te spring in die geloof, maar nie te weet waar hy te lande gaan kom nie. So die eerste geheim is natuurlik die Gees. Maar die tweede geheim, vriende, wat agter Josef se troue sit, handel oor dit wat hy al in die verlede ervaar en beleef het, in terme van God. Nou wil ek weer eens gebruik maak van 'n beeld. Nou, ek dink baie van die paas wat vanoggend hier sit, het al op een of ander stadium hulle kindjie in die lug gegooi en gevang. Nou, as jy hierdie kind herhaaldelik in die lug gooi en vang, weer in die lug gooi en vang, dan word daar 'n vertrouensverhouding gebou tussen pa en kind nie waar nie. Hierdie kind sal natuurlik die ouer weer toelaat om die kind weer in die lug te gooi, want die kind vertrou die ouer. Maar laat daai pa daai kind net 1 keer val, dan is daar vertrouensverhouding vernietig, en ek beloof jou, sal daai kind baie versigtig wees om daai pa weer toe te laat om die kind in die lug te gooi. Dit is die geheim van Josef se vertroue. Josef het in die verlede al baie keer geval. Hy het geval toe hy hoor Maria is swanger. Hy het geval toe hy hoor Herodes vir hom die lewe bring. Hy het geval op pad Egipte toe. Hy het geval terug uit Egipte toe. Sy hele lewe was gekenmerk deur die tuimel deur die lug
van die verlies aan beheer. Maar elke keer het God hom gevang. Hy het dit in die verlede ervaar. Kyk jy na Israel se geskiedenis, soos hulle trek hierdie woestyn uit die plek van slawerny in die beloofde land. Elke keer daar waar 'n volk geval het, daar het God hulle gevang. En omdat hy die Here in die verlede op so kragtige wyse beleef en ervaar het, is hy nou bereid deur die Gees om weer te vertrou in God. Want hy weet, God sal hom vang. Vir my vriende is dit net werklik waar aangrypend. Josef kan vertrou deur die Gees. Josef kan vertrou op God, want hy het in die verlede sekere dinge in God ervaar. En daarom kan hy vertrou vandag, maar ook môre. Hierdie beloftes wat God aan hom gee, het hy nog nie beleef of ervaar nie, maar sien in hierdie teksgedeelte dat hy reeds leef asof hierdie beloftes, hierdie toekoms wat die Here vir hom gee, 'n realiteit is hier en nou. Hoe aangrypend is dit nie? Die toekoms waarvan God praat, lê daar ver in die toekoms. Maar Josef leef reeds vandag asof dit gebeur het. Daarom kan hy met hoop, met oortuiging, met liefde handel, waar ander mense miskien sal uitsak. Vriende, so is dit ook met ons. Ons kan ook in hierdie moeilike tye van onsekerheid, tye van angs, tye van vrees, vashou aan God en vertrou op sy beloftes. Ons kan vertrou op God en die toekoms wat hy vir ons bied, die uitkoms wat hy vir ons bied, die vergifnis wat hy vir ons bied. Ons kan vashou aan die ewige lewe wat hy vir ons gee, omdat ons die Gees het, nie waar nie. Die Gees oortuig ons van hierdie waarhede, selfs al lê dit nog in die toekoms, glo ons reeds hier in nou. Maar ons kan ook vertrou op God en sy beloftes, omdat ons God in ons verlede op 'n sekere manier ervaar en beleef. God het telkens liefde aan ons getoon, veral in Christus. En omdat hy vir ons Christus gee, dat ons so verwag in die Kerstyd, weet ons ook dat God vir ons die res met blydskap en vreugde sal skenk. Omdat ons al in die verlede geval het, maar God ons ook gered het, kan ons vandag vertrou op die Here, kan ons môre vertrou die Here. Die geheim lê egter hierin. Vandag, vriende, moet ek en jy reeds leef asof hierdie beloftes reeds bewaarheid is. Ons moet vandag reeds leef asof die toekoms wat die Here vir ons elkeen bied, reeds vandag 'n realiteit is. Vir elkeen van ons is 'n heerlike toekoms, nuwe Jerusalem, die paradys beskore. Kom ons lewe asof die nuwe Jerusalem, hierdie paradys, reeds 'n realiteit is hier en nou. Kom ons lewe soos koninkrykskinders, kinders van die Vader. Kom ons lewe deur die Gees en onthou altyd wat God vir ons vermag het in die verlede, in Christus. Amen. Vriende, ek gaan vir ons 'n oomblik vir stil gebed gee, soos die musiekspan vorentoe beweeg, as ons vorentoe beweeg, ons eerds. Kom ons stil in gebed. Amen. Gemeente, kom ons antwoord nou met ons prediking.
Terwyl ons so bly sit, lesing van die 528 vers 1, 2 en 3. Leer my u wil, Heer, u doen met my. U, die pottebakker, met my klein. Vorm my en maak my volgens u wil. Op u vertrou ek nederig en stil. Ek dink dit is dalk die tema lied van Josef. Leer my u wil, Heer, en hy is die klein vir die vorming in die Here se hand. Ons sing die 3 verse terwyl ons so bly sit. Ek wil vra dat ons maar staande na die geloofsbelijdenis sal luister en elkeen van hierdie woorde ter harte sal neem, mag elkeen van hierdie woorde ons eie persoonlike geloofsbelijdenis word. Direk na ons geloofsbelijdenis antwoord ons in die sin van ons slotsang lied 334 vers 1, 2, 3 en 4, 'n baie bekende adventslied, God is liefde. Na die sin van die lied bly staan asseblief die uitspreek van die seëngroet. Kom ons bely met ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, het 'n helle neergedaal, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Stay
julle seën en beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan u vrede gee.